Die lied waarmee ons gaan afsluit ook, is dit reg, nee? Ja, wonderlik. So twyfel of hy's bietjie lank, maar sommer net 'n lekker lied. Toe die Here Jesus opgestaan het en verskyn het aan die eerste persone, ook in Openbaring, in Johannes, lees ons dit ook. Sondagmôre vroeg lees ons van Maria Magdalena, en dan lees ons daar ook, dat die Here vir haar, toe hy gaan groet, vir haar sê, vrede vir julle, vrede. Hy het dit konsekwent gesê ook net na sy opstanding, vrede vir julle. Kom ons draai om vir mekaar en ons sê Here Jesus se woorde ook vir mekaar, vrede vir jou. Ons kyk mekaar in die oog, vrede vir jou, vrede, nee, vrede. As jy kwaad was vir die ou langs jou, dan sê ek, vrede. Nee, as huwelike nou bietjie moeilikheid opgetel het vanoggend, vrede. Ja, so van my kant af net lekker om hier te wees, en mag elkeen sommer net die ontvanklik ook vir die Gees dan ook wees. Ons het kerkraadsvergadering, Woensdag, ons het 'n wonderlike vroue geleentheid gehad, pakkies toegedraai laas Dinsdag, en die gemeente gaan dan ook, ja, en Vrydagoggend ook, het ons ook die broodjies, wat ons ook gaan vroegoggend dan ook maak. So sit die bestellings in, kom ondersteun, ons mensies werk regtig hard om die budget te laat klop. Maar meer as dit, ek kom in 'n huis in, dan sê iemand vir my, maar die samewerking in die gemeente is so lekker, die saam wees, want as 'n familie het ons maar raak bietjie reactions, ons het bietjie skouerskuur, maak nou nie saak wat se familie jy aan behoort nie, families het maar ook hulle moeilikheid, hierdie ook, maar die lekkerte is om saam te werk, saam te wees, saam te beleef, te hoor hoe dit gaan, en dan partykeer, dan kan jy in iemand se oog kyk, en dan kan jy of die blydskap of die hartseer sien, en daarvoor ook intree. Maar dit is deel van ons gemeente. Dankie vir elkeen van julle, en dan gaan dit ook so met die dankoffer, sommer net die dankie sê, dankie vir elkeen van julle wat bydra, wat ook gee, dit wat jy het, jou tyd, jou geld, jou vermoëns, ons kerkraad, hulle regtig, hulle sit, van alle kante af, ons vroue, manne, sit baie in, en ons is net in die beginstadium, ons 'n klomp bedieninge wat verder gaan uitgaan. So van my kant af net, eers dankie. Verjaarsdag, wil ek sommer net hoor, wie is hierso, wat vandag of in hierdie week verjaar? Wie is hier? Onthou verjaarsdag, daar agter, wie is hieronder, my liewe vriend, daar is hy. Wat ons het, onthou verjaarsdag is nie net gelukwense nie, ek beleef dit as 'n seëning van die Here. Ek sien in Engeland het hulle nou 'n wetgewing wat hulle gemaak het, dat 'n baba tot laaste voorgeboorte nog geaborteer kan word. Ja, en ek is nou nie, my Engels is nie so goed, ek moet vir Christel vra, sy moet my net 'n bietjie help vertaal daaraan, of die wetgewing nou, hoe ver is sy in die proses. Maar kinders, ontvang ons van die Here, daai klein dogter van ons, wat op 950 gram gebore is, nou 3 weke intensiewe eenheid, sy het 'n bietjie gewig verloor, en nou tel sy op, sy trek by 1.2 kilos, nee, 1.2 kilos, die kleinste dingetjie, soos 'n hand, kleinste dingetjie, en sy lê op my seun se bors, om my hartklop te hoor, en lê by haar moeder op die bors, en hulle, ek weet nou nie of ek dit mag sê nie, hulle gebruik bietjie moedersmelk, om haar reeds te voed met die bies wat daar is, of bies is eintlik seker nie regte woord nie, nee? Ekskuus. Sorry. Is nou nie 'n koei of ietsie. Maar goed, dit is nou waar ek in die taal 'n bietjie vashak op hierdie oomblik. Maar in elk geval, het almal hulle sweetie gekry, sommer net 'n wonderlikheid. Kom ons gee vir hulle elke een wat in hierdie week, en ook ons troues, en almal wat
iets in hierdie week ook vier van vandag af. Kom ons gee net 'n lekker handeklap. Daar sê, dis vir my sommer net lekker dat ons spontaan is, né? Lank gelede sou ons dit nie kon doen nie, en dit is so deel van ons lewe. Ek wil daarom vir kleindogter Mia ook sê, ja, ouma sit daar, behalwe dat hulle 50 jaar getroud was, geis, né? Die Vrydag, die 17de, het hulle kleindogter Mia uitstekend, sy is uitstekende skit, 10de in die land, die meisiekind, 10de in die land, en sy gaan nou Engeland toe, en sy gaan ons Springbok klere kry, as sy Engeland toe gaan. So van ons kant af net, vir julle, en vir al ons kinders wat goed doen, jy hoef nie Springbok te wees nie, maar vir elkeen wat op sy of haar terrein goed doen, celebrate ek die Here sommer net, ook saam met julle ook vir julle in sy teenwoordigheid. In my eie lewe, presies 7 jaar terug, het ek vir Christaatjie gevra om met my te trou. En toe het ons nagmaal gebruik. Nou ek het nie besef, hy nagmaal gaan nog 'n groot verder simboliese betekenis hê vir die volgende 7 jaar hê. Nee? Tussen goed en horingsleg. Maar nie sy nie, goed wat gebeur. So ek is sommer net bevoorreg ook, om weer kans te kry, en 'n wonderlike vrou, uit die hemel uit, te kon kry. En ek sê vir die Here sommer net dankie daarvoor. Volgende in my stilte tyd, dus lees ek weer in 2 Korintiërs 5, sê, die Engelse sê, ons loop nie by sight nie, maar by faith. Ons loop nie deur dit wat ons sien nie, maar deur ons geloofslewe. En dit is baie keer moeilik vir ons. Want die fisiese, as jy daai stuk lees ook in hoofstuk 5, dan sal jy sê, jete, dit gaat rof. Hy sê, ons sien nie nou, ons sien nie, maar daarom leef ons in geloof. Daarom leef ons in geloof. En daarom wil ek sommer net hê, ons moet hierdie volgende lied na luister, waar gesê word, ons glo. Ons glo. Dis nie die geloofsbelijdenis iemand, 'n gemeentetjie wat saam net dit ook bevestig. Ons glo. En dan gaan ek vir julle saam lees uit Psalm 30 vers 5, wat sê, in die aand huil ons, maar in die oggend is daar weer 'n lied in die hart. Kom ons luister na hierdie stukkie geloofsbelijdenis. Ons glo in genade, soos die see
begin die diens dan met Psalm 30 vers 5. Sing lofliedere om die Here se naam groot te maak. Julle almal wat hom dien, prys sy naam. Dink met respek na oor alles wat hy doen. Hy is heeltemal anders as mense. As hy kwaad word, is dit vir 'n paar sekondes, maar hy is lewenslank goed vir ons. Kyk maar. Ons het deur die nag gehuil, maar vanmôre lag ons weer van vreugde. Dis net die Here wat so iets kan laat gebeur. Deur sy Gees en dit wat in jou gemoed plaasvind, waar gisterand geen hoop was nie, het daar klarigheid vanoggend gekom. Here God, ons is in U teenwoordigheid wat nie slaap in die nag nie. En as ons in hierdie wêreld kyk van noord en suid, dan is dit onbegryplik vir ons dat U oral altyd is. Vanoggend wil ons net hier in Springs Noord, saam met almal wat luister, hier wil ons sê, dankie, dat trane van gisterand, vanoggend, anders lyk. En in sekere opsigte, weg is, met nuwe hoop, in die dag, wat lig is. Ons aanbid U, ons dink met respek en eer, dink ons aan U, en is vir ons 'n voorreg dat U ons gekies het, om in ons teenwoordigheid ook saam te wees. Ook hier, luister in ander kerke, almal wat saam is, om U te eer, en te hoor uit U woord. Amen. Geliefdes, ek groet julle altyd, namens die Here, sommer net as simbolies, maar dit is eintlik wat ook gebeur, ek groet julle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Ons gaan lekker saam sing, so 'n Halleluja lied, bring my die ou tyding, want dis nie 'n nuwe woord wat ons bring nie, dis 'n ou woord, maar wat vars en nuut vas gaan slaan, vandag ook in ons harte. Kom ons staan, ons sing ons saam. Oh
Dis tyd vir dankie sê. Dankoffer, ek sê sommer net dankie sê. Ons sê vir julle dankie vir dat julle in die koninkryk saai. Dankie vir elke een. Ons het laas net 'n stukkie oor die finansies gesê en daar het mooi reaksie ook gekom waar vir julle ook meer bydra tot hierdie saaiwerk in die koninkryk. Dankie daarvoor. Ons gee geleentheid nou vir die dankie sê en dan gaan ons sommer dit saam sing en daarna in gebed gaan ons vir Here sommer dankie sê vir die gawe om te kan gee. Here God, ons sê vir U dankie vir soveel, ons verjaarsdae vandag, die huweliksherdenkings vir vandag, dankie vir elke een, vir die prestasies, goed gaan, ook met ons kinders, elke een, en kleinkinders, dankie daarvoor. Dankie vir ons wat hier sit, dat ons asemhaal, dat ons U asem in ons het. Dat ons reageer het op hierdie asem, om hier te wees. Dankie ook. Alles behoort aan U. Alles behoort aan U. Maar ons kan ook inbring tot eer van U naam. Mag dit so wees tot die uitbreiding van U koninkryk. Bid elke liewe oggend dat U koninkryk sal kom. En hier rondom met ons finansies van hierdie gemeente ook dieselfde. Laat U koninkryk kom. En dan wil ek, as ons dankie gesê het, by U kom smeek. Sommige net kom intree vir ons matrieks hierdie jaar. Dit gaan rof met ons matrieks. En die onderwysers en onderwyseresse, leerkragte, ons skole, om alles gedoen te kry. Dit is so, en tot sien sê, tyd ook. Maar eers
'n klomp werk wat moet klaarkom. Wees met ons matrieks. In die naam Here Jesus bid ons dit. En ek bid vir elkeen wat siek is in die gemeente. Ek bid vir ons wat hier sit, dat U wat die goeie gewer is van finansies, van alles, maar ook gewer van gesondheid, direk of deur dokters, pille, medikasie. Bid vir ons siekes, bid vir ons kankerleiers, elke een wat sy pakkie vat, maar ook die mense wat langs die bed sit, staan, en partykeer moeg raak. Want ons bring dit na U toe, omdat U die een is, wat gesê het, sal 'n pa 'n klip gee, as 'n kind brood vra. U is ons pa. As ons dankie sê vir dit wat U vir ons gee, kom vra ons ook aan die ander kant van die muntstuk, vir elke liewe een, vir die gawe van gesondmaking, vir die gawe van deursettingsvermoë, vir die gawe van bemoediging, van die gawe om deur te gaan, deur hierdie dood na U toe. Ons bid dit als in die naam Here Jesus. En die kragtige werking van die Gees, wat ook hierdie Afrikaans van my in die hemelse taal verwoord. Amen. Ons is besig met Johannes. En ons kyk na die ek is uitsprake in Johannes. Jy sal nou sien, laas keer, ek raak so verlore tussen die teks, ek het laas geskryf Matteus 6, mense sal dit nooit in Matteus 6 kry nie. En as jy dit daar gaan soek, het jy iets anders in Matteus 6 gekry, wat dalk ook goed was om te lees. Maar as Johannes 6, nee? Alles uit is Johannes 6, hy sê, ek is die brood wat lewe gee, ek is die brood. En ons begin, dit is interessant ook dat ons dit daar begin, want dit is die aanknopingspunt, dat ek die brood is, dat ons Jesus moes eet, en ons het 'n stukkie gebid saam met jou vir bekering, gesê, almal van ons het nie 'n datum nie. 'n Baie spesifiek, soos Paulus, 'n baie spesifieke datum nie, maar jy moet weet, en partykeer op 'n gegeewe oomblik, en sê, Here, hierdie oomblik is my Kairos tyd, in my tyd, wat ek weet, hierop het ek op die stem reageer. So ek is die brood, en ek het die regte daarin gesit, want hy het gesê, daar's baie ander brood, of daar's ander dinge, wat jy kan eet, wat jou, jy het dit, maar dit gaan jou nie vul nie, want die hemelse brood is iets anders, as dit wat ons hier op aarde vir ons bymekaar maak. En die hele misverstand oor brood, en die mense wat gekom het om brood te kry, om vol te kom, sê Jesus, maar julle kom vir wonderwerke net om julle maage vol te maak, en nie om te hoor wat ek vir julle wil sê. Ek is die brood, het ons vir mekaar gesê, né? So net so 'n stukkie terugvoering. Vandag gaan ons by die tweede enetjie staan dan die ek is. Weet jy die ek is by Moses, die Openbaring by die bos, wat die Here gesê het, en ons gebruik die woord, jy sal die woord Jahwe, jy sal ook hoor Jehovah, baie keer het ons dan die Grieks ingelees vir Adonai, en om uit te spreek, maar eintlik kan jy dit uitspreek, want dit het 4 konsonante. Jahwe is ook nie reg nie, maar dit is op hierdie stadium is dit 'n beter manier om uit te spreek. Eintlik is die woord glad nie uitgespreek nie. Maar dit beteken ek is wat ek is. Ek is wat ek is. En nou kom Jesus in Johannes en hy sê ek is. Onthou, ons het gesê Matteus, Markus, Lukas vertel oor die seun van die mens, die meeste, die sentrale tema is die seun van die mens, die titel. Jesus wat soos ons geword het.
Johannes vertel eintlik van God se kant. Jesus wat ook God was en is. En hy vertel van, aan die bokant, vertel hy van die Vader. Die Vader. Dit is so kenmerkend. Vader, dat ons die Vader sal leer ken. Woorde wat kenmerkend ook van Johannes is. Wat ons gaan saam lees. As ons dan nou oopmaak by Johannes, dan wil ek net eers 'n stukkie recap met julle, of 'n stukkie teruggaan, 'n stukkie net teruglees oor Johannes, waaroor ons baie sterk voel. In Johannes 1 kry ons die woorde. In Johannes 1. So moet ek begin en ek gaan vir julle die boodskap lees. Maar die boodskap is uit Afrikaner, wat dit vertaal het, dit 'n message. En, maar hy gee vir my partykeer 'n stukkie weier verstaan. Letterlik gaan kyk ons na ander vertalings, maar hy gee 'n stukkie verstaan. Kom ek lees dit vir julle saam. Die woord, deur wie ons God leer ken, was reg van die begin af reeds daar. Dan kry jy die woord, hoofletter, verwys na Jesus, die woord. Die woord was by God, en die woord was God. Voor enigiets nog gemaak was Jesus al by God. Hy het alles in die skepping gemaak. Niks het op 'n ander manier ontstaan nie. Hy het alles gemaak. Jesus het ook lewe aan die skepping gegee. Omdat Jesus mense lewe gegee het, kon hulle die regte besluite neem, soos iemand wat 'n lig het, om in die donker meer te loop. Mense wat reg lewe, het soos 'n helder lig in die donker, sondige wêreld ingeskyn. Hierdie donker wêreld wou niks met hulle te doen hê nie, maar hulle kon hulle ook nie keer nie. Hierdie wêreld wou niks met hulle te doen hê nie, maar hulle kon hulle ook nie keer nie. Ons tema, donker kan nie lig uitdoof. Taalkundig kan jy dalk uitdoof as een woord sit. En party sal dit dan ook so gemakliker voel. Maar vir my is die uitdoof 'n handeling. Uitdoof. En ek het hom so geskryf, dit is nie 'n spelfout nie, dit is my doelbewuste keuse oor 'n handeling op hierdie teks. Donker kan die lig of lig nie uitdoof. En dis vanoggend se tema wat ons gaan vat, as ons dink oor die Here Jesus wat sê, ek is die lig. Ek is die lig. Here God, is u woord. Here Jesus, u was van die begin af. U is die woord. U het die woord fisies kom leef, kom wys, kom uitstal, deurleef, vertoon, deur daad geskryf. O Gees van God, mag ons die geskrewe woord vanoggend uit u oë belig vind. Belig ons so, dat ons niet sal kyk, ou tyding, niet vas sal maak. Geïnspireerd, ook vir vandag. Soos wat u die skrif geïnspireer het, deur mense te gebruik, aan te wend. Net in u naam, Here Jesus, vra ek dit. Amen. As ons dan na die teks kyk, dan lees ons hom saam uit Johannes 8. En dis op die 83 vertaling wat jy gaan kry, Johannes 8. Die gewone een wat ons almal lees, 2020 vertaling is ook, maar hierin ken ons. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Ek is die lig vir die wêreld. Ek is, uitsprake net, daar's 7 van hulle, ek is die brood, ek is die lig, is die tweede een. Wie my volg,
sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê of hê wat lewe gee. Kom ek lees hom net vir jou. Op 'n ander keer het Jesus vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. En ek het daar gesit wandel, daai lewe wandel, gaan net te praat oor dit. Dis 'n Griekse woord wat soveel keer gebruik word. In die ou vertaling het dit as wandel ingesit, lewenswandel, wat die 83 vertaling net as lewe gegee het. En ons mis dit as ons nie na die Grieks ook kyk, wat se implikasies daarvoor nie. Hy val uit in 3 stukkies waaroor ek vandag met julle wil praat. Blaai saam vir my daar. Ek is lig. Ek is lig. Nou hierdie lig wat ons hierso het, is die vergestalting van Jesus self. Dis die vos wat ons gaan kry. Is hierin wat hy vir ons sê, hy openbaar hom, hy is die waarheid, hy is alles wat lig voorstaan. Hy bring daardie stukkie hoop in donkerte. Hy kan nie uitgedoof word nie. Mense het gedink, hulle maak hom dood in die kruis, dat hy nou dood is. En daarom is daar baie godsdienste, waarvan Islam deel is en ander, wat dood eenvoudig sê, hy het nie opgestaan nie, hy is dood, hy was 'n goeie profeet, wie se woorde ons maar kan luister, soos enige ou wat wysheid spreek. Lig. En dit is vir my baie belangrik, dat ons hierdie stukkie sal verstaan, ook oor Jesus, as ons oor lig praat. Want as jy die lig het, dan kan jy sien. As jy lig het, dan word onbekende dinge sigbaar. As jy in die donker huis loop, en jy voel, en iemand het iets geskuif van daai huis. Nou ons vroue het die geneigtheid om huise te verander, wat goed is, nee, ons mans kan tog nou nie heeltyd vashak in 'n ou manier van dinge doen nie. Maar die ergste is, en ek het dit al soveel keer gesien, dan skuif sy 'n kus daar in die middel van 'n gang. En ek sit nie die ligte in die nag aan nie, en ek loop met redelike vaart partykeer, bo daai kus. Maar meer staan soos wat jy as jy hokkie speel en hy bal jou geslaan, of cricket as jy nie die pads, as hy deur ergens 'n stukkie gaan. Maar hokkie is erg, maar meer staan net so knop. Lig maak dit wat jy nie sien nie sigbaar. Dit wys lewe. Lig wys vir ons waar lewe is, en waar, as daar lewe is, het ons hoop in die proses. Dit bring God. Eintlik is die lig, as Jesus sê, ek is lig, dan kom sê daarmee, dat hy kom vergestalt God hier. Voordat hy die son en die maan gemaak het, ons Skepper, het hy eers lig en duisternis gemaak. In die hemel, of in die wederkoms, as ons, almal as dit die einde van alles afspeel, gaan ons in die hemel kom, dan gaan nie son of 'n maan wees nie, daar gaan nie tyd wees soos wat jy dit ken nie. Maar Jesus het ook kom wys uit die graf. Wat is dit om lig te wees? Jy kan hom nie doof nie. Dat uit 'n donker grafkelder het die lig self opgewek, is hy opgewek en is hy buite. Duisternis kon hom nie teruggaan nie.
Duisternis kan hierdie Jesus nie terughou nie. Ek is die lig. Al wil die wêreld maak soos hulle wil, kan die duisternis nie die lig uithoof nie. Ek en jy gaan lankal, behalwe as die wederkoms gelyktydig kom, gaan ek en jy lankal onder die grond lê, en oor 1000 jaar van nou, as die Here dit so gee, dat dit nog 1000 jaar sal aangaan, dan sal die lig Jesus nog steeds wees. Maak nie saak wat se godsdiens daar is, maak nie saak wie wat sê nie. Sal die lig nog altyd deurbreek, ook in mense se lewens, en sal lig mense vat om lig in hierdie wêreld te wees. Ek het nou my lampie, behalwe vir romanse in die huis, is dit 'n handige ding as die krag afgaan, veral daar in Wakkerstroom waar ek gewees het ons oral sulke lampies gehad, maar ons het ook hierdie flitslig gehad, wat hier lekker skyn, veral as vroue hulle wil grimeer, nê, dan het hulle bietjie meer lig nodig as die normale. En as ek dit nou reg het, dan kan hierdie lighter wat as dit hierdie aansteek het ook 'n klein liggie. Julle sien hom nie eintlik nou nie, nê? Sien julle hom? Laat dit donker word. Het jy hulle sigaretstompie gesien in die nag? Iemand wat rook in die nag en hom intrek met smaak. Wat gebeur met daai koeltjie? Hy gloei, of dit gloei verskriklik. En as ek nou 'n skerpskutter is, het ek baie lig nodig. Pinpoint. Geniet, dit beleef so in my weermag daar, infantrie. Uitgekyk, ons het daai troepe van ons dood vir die oog gesweer, as hulle kan in die dag rook, maar in die aande mag hulle nêrens rook nie. Vasbyt. Makliker gesê as jy nie rook nie, né? Maar lig. Die enigste manier wat ons het, waar lig uitgedoof kan word, is as hierdie, ek kan nou afsit terwille van die ding, maar as hierdie lig nie gelaai word nie, of as ek hierdie enetjie vat, en ek ontkoppel hom, nou as hy rukkie hier staan, ek sal dit nou vir julle wys, die olie in die brand nog, maar hy gaan net nou, gaan hy uitdoof. Wanneer jy jou ontkoppel aan die lig, wanneer jy ontkoppel aan die kragbron, dan kan duisternis jou oorweldig. So as hierdie vlammetjie nou uitgebrand is, al daai olietjies, want ons hardloop op reserves, baie van ons, gaan ons nou by die reserves hardloop, en die olietjie gaan nou klaar maak, en hy gaan droog gaan, en hy gaan 'n hele rukkie gaan hy brand. En dan, op 'n stadium, terwille van die illustrasie gaan ek hom nou net afdraai. Dis die enigste tyd wat die lig geen rol deur jou gaan speel in hierdie wêreld nie. Dit is wanneer jy ontkoppel is aan die lig self. En daarom praat ons nie, daarom is dit vir my so mooi as ons oor die lig gepraat het, dat ons laas Sondag gepraat het oor die brood wat lewe, om die brood te eet, om Jesus te eet, om dit in te neem, bekering, te sê, Jesus is brood, Jesus is
Dit wat ons inneem, ons word gevoed, dan ons kry ons energie daar, ons kry ons kragbron, ons kry ons battery daar, ons kry ons perfum daar, ons kry ons petrol, diesel, kry ons daar, in hom, om te kan skyn. En ons maak dit baie los. Ons maak hierdie los. Soos hierdie stukkie, hierdie dingetjie nou gebrand het, vir 'n hele rukkie, gaan ons alright funksioneer. En dan eendag, dan sy dood. En daarom is dit vir my geweldig belangrik, dat ons kan nie oor lig praat, as ons praat oor identiteit. Ons sê, wie is jy in Christus? Ons sê, ek is die lig in Christus. Jy sit nie hierdie affirmations, wat hulle sê, hierdie bevestiging, al hierdie goed van, ek is 'n sterk vrou, wat ek nou die dag gesien het, ek is 'n sterk vrou, of ek is 'n slim vrou, of dit te sê, Jesus maak my 'n sterk vrou. Dis die belydenis. Jesus maak my. Jesus is die lig wat my die lig maak. Jesus, die Gees is die krag wat my krag gee, sterk maak, nie lafhartig maak nie. Die Gees, Jesus, Vader. Nie, dis klomp sielkundige bol. Nee, ekskuus, dis nie waar. Ja, dit wat ek wil sê is dit. Dit is 'n klomp bol, wat jy dink, omdat jy net Jesus ken, dat jy al hierdie mooi woorde kan sê, dat dit jou identiteit in Jesus is. Dis onwaar. Dit kan mooi sielkundige goed wees, en ja, ons kan dit sê, maar moet dit net nie onder die naam van die Here sê, ek is 'n sterk meisie, ek het nou daar gesien, ek is 'n sterk meisie, lyk soos Spider-Man, of wat is hierdie superheld, meisiekie het so maak. En ons moet ons meisies leer, om op te staan, maar daai is nie dis nie identiteit, in Christus nie, in lig. Die ander kant van lig, wat hy gesit is skotos, is die duisternis, die vader van die leuen, die stukkie wat ons daar buite sien, van mense seermaak, van boeliegedrag, van vernietiging, van leuns, van verlorendheid, afwesigheid van God, ontkenning van God, wat met ywer mee werk om af te kraak dit wat goed en mooi en dit wat jy glo. Dis die duisternis. Vader van die leuen, kinders van Satan. Gisterand lees ek sommer net uit Openbaring 2 vers 7 en Openbaring 3 vers 7 praat van sinagoge van Satan. Kerk kan wees. Imagine dat mense wat in die kerk sit en nie die lig het nie. Selfs die duiwels ken Jesus en is vrees hom. Maar in Jesus is lig. En daardie lig kan nie gedoof word nie. Die opstanding van die Here Jesus. Die opstanding van die Here Jesus. Het vir ons kom wys. Dan sê Jesus, ek is lig. Ek is lig. Die tweede een wat hy van sit te sê, volg my. Volg my. In daai teks gesê, ek sê lig, volg my. Dit beteken letterlik, jy's op die hakskeen. Op die hakskeen van Jesus. As jy iets van hardlopery verstaan, dan weet ons die voorste hardloper, sorg ons dat ons in die slipstream hardloop. Voels werk dieselfde. Almal hier is die swaalkies wat oor see gaan, almal wat weer terugkom, hulle vlieg in 'n formasie. En is dood eenvoudig, die een wat alleen vlieg, sal dit nie maak nie. Hulle vlieg in die slipstream, in die stroom van die voorstes, sodat hulle almal by hulle bestemming kan aankom. Volg my. Sê, op my hakke. Kyk na my, op my hakke. Wat doen Jesus? Hoe leef Jesus? Wat het Jesus kom doen? Hoe het hy gepraat? Wat het hy op lewe? Wat is voor hom gesê, na hom gesê? Volg vir Jesus. Volg vir Jesus. Op my hakke. Staan nie so, ek sê lig. Volg my.
opmaak, ek sien wat ek gedoen het, sien hoe lig in hierdie wêreld kan wees. Die derde een, wat ek graag wil uithaal, is lewe. Loop soos ek. En die woord wat gebruik word is peripateo. Dit is wandel, dit is loop soos ek. Lewe, sê wandel soos ek, loop soos ek. Peripateo. Dit is van die woord wat die meeste gebruik word, oral, ook in die Johannes Evangelie en ook in die briewe van Johannes, oral, peripateo, loop, wandel, lewe, soos wat ek gedoen het. Wandel, peripateo. Ek wil vir julle gou 2 videoetjies sommer wys om te sê, hoe kan ons loop? Die lig. Moet ek hom afsit? Skus. Dit is ons mense in oorgawe, oortuig lig, moet daar wees. Baie dankie. Kyk, beter. Kyk, kan ons die videoetjies gou kyk. Dis nabootsing, né? Kyk hierheen. Ag, moeder, kyk hy handjies. Kinders leer deur nabootsing, loop net soos oupa. As jy oor hierdie wan op peripateo praat, dan sê ek, ons moet soos Jesus se manier van loop moet ons verstaan. Jesus se manier van loop. Die Christelike lewenswandel, ons praat baie keer, ons sê die lig loop, hoe loop ons soos lig, en die liefdesloop, ons skry dat ons baie maklik oor liefde praat. In Johannes 1 vers 2 sê hy dat hy in hom bly behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het, te loop. En dan sê hy, as jy jou broer haat, is jy in die duisternis. As jy jou broer haat, is jy in die duisternis. Die teken dat jy in lig lewe, dat jy in lig is om lief te hê. Maar dit is so 'n wye konsep, en ons verdraai hierdie konsep geweldig. Kan sommer vir my almal blaai, gaan vinnig deurgaan terwyl van die tyd. Liefde. As ons sê met liefde, God is liefde, en sê wat beteken dit? Dan beteken dit alles kan maar laat gaan, alles moet vrolik, alles moet reg wees, alles is, dit is nie waar nie. Dit is glad nie waar nie. As ons lig wil wees, en hy sê vir ons liefde in Johannes, in 1 vers hoofstuk 2, dan moet ons liefde bietjie anders gaan kyk. Liefde kan dissipline wees, dan moet dissipline met kinders wees, dan moet partykeer tugtig aanspreek. Ons moet vir mekaar sê, jong, dit wat jy mee besig is, gaan nie werk nie. Liefde is vergifnis, maar liefde is ook aanvaarding, liefde is ook grense stel. Liefde is wyd, grense stel, verdediging, waar jy jouself verdedig, jou huis moet verdedig, jou land moet verdedig. Die hele polemiek oor die paus en Trump, asof ons in ons eie Bybels kan lees, ons word meegesleer in al hierdie goed wat op Facebook en media en TikTok en you name it plaasvind, en ons neem kantstelling in ons politieke partye. Maar die Bybel het 'n ander manier van praat, en as jy nie in die lig is en so met hom gekoppel is nie, dan kan jy verlore raak. Want wat die paus sê is inderdaad waar, ons moet uitreik. Wat Trump sê is inderdaad waar, ons moet ons land in die grense beskerm. Wat daar binne gebeur, kan ons aanvat. Wat die paus nie sê nie,
is oor die ander kinders en in al die ander lande wat goed skeef loop, dat hy nou vir Amerika uitsonder. Kan ons sê, Paus, ons praat met jou om te sê, kyk bietjie daarna ook. Ons kan vir Trump sê, jy vergryp mag. Maar die beginsel is, verdediging moet daar wees. Laste te dra, op te help, mense op te help, aan te moedig, bemoedig, wegstap van iemand. Liefde kan wees om weg te stap van iemand. Terwille van die persoon, wat jy nie persoon goed doen nie, maar terwille van jouself. As jou tempel verwoes is, as jy die tempel van die Heilige Gees is, daar is niks vir jou tempel oor nie, kan jy nie meer vir iemand iets beteken nie. Jy kan nie. En dis met boelies ook so. As mense jy so klaar maak en vernietig, dat daar niks van jou oorbly nie. Maak nie saak wie dit is, die boelie is 'n algemene term, hè. Enige een wat iemand so te nakom, dat daar niks oorbly nie. Moet ons wegstap. Ons moet onsself beskerm. Tempel, so liefde, as jy vir jouself en jou liggaam ook lief is, dan kan jy ook vir ander lief wees. Ek wil vir julle afsluit. 'n dood eenvoudige stukkie wysheid vir julle bring vanuit Johannes. Johannes die Doper se woorde. En Johannes was voor hy die lig geken het, voordat hy geweet het, voordat hy kon naboots wat die lig kom doen het. Hy het hom net gesien, hy het die tekste geken, hy het die skrif geken, hy het 'n klomp dinge, hy is geroep deur die Here, hy het op 'n manier die Gees wat hom ook begelei het. Maar hierdie Johannes, wat nie tot volle eers besef nie, het meer verstaan van lig, as wat ons wat alles het, om te wandel in die lig. Het hy meer verstaan, lank gelede. Kom ek lees dit vir jou, Lukas 3. Mense kom na toe, hy doop, hy is besig, sy bediening begin, en hy wil van die heidene, wil hy na die Jode te doop, hy het nog nie die Christelike doop geken nie. Maar hierdie Johannes wat 'n vinger, of wat 'n heenwyser na Jesus is, hy gee die raad, hy sê, die mense vra vir hom, wat moet ons doen? Nee, om gedoop te word, om deel te word, om deel van jou, om deur jou die seëning te ontvang. Dan sê hy die woorde. En ek wil dit prakties net vir jou bring. Want dit is so prakties die lewe is in die lig. Ander kant, Johannes, wat ons hier lees. Wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie. En wie kos het, moet dieselfde doen. Dit beteken nie dat jy alles van jou weggee nie. Dit beteken nie dat jy alles verkoop in hierdie konteks. Maar as jy 2 goed het, en jy kan van die een vir iemand anders gee tot sy voordeel, dan doen jy dit. Hierdie baadjie het Tannie Ella vir my gegee, van haar man. Gesê, hang in die kas, niemand wil hom hê nie. En sy het hom vir my kom gee. En ek het vir gesê, ek sal hom dra. Met eer sal ek hom dra. As jy so prakties is die goed, nie heng se teologiese goeters nie, kyk na jouself, kyk na die ander persoon. As jy kan, dan help jy daar. As dit net oor gierigheid gaan, of oor, ek wil nie graag my goeders afgee nie, maar jy het dit om iemand anders te help, dan is dit eenvoudig, dan moet jy die ander een help, waar jy kan. Tweede een wat ons lees, daar kom ook tollenaars, nee, jy weet maar tollenaars was nou 'n vloekwoord in daai tyd gewees, om gedood te word, sê meneer, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, moenie meer invorder as wat vir julle vasgestel is. Moenie meer invorder as wat julle vasgestel is. Hy sê nie, hou op om 'n tollenaar te wees nie, dan moet SARS wees, nee, dan moet mense wees wat tolgeld invoer, dan moet goed wees. Of die regering dit reg gebruik of nie, is irrelevant, dan moet iemand wees, daar is goed wat gedoen word, ons deel tog in 'n groter geheel, en ons put ook die vrugte daarvan, daar moet. Hy sê nie, hou op om 'n tollenaar te wees, hy sê, moenie meer invorder, wat jy geregtig is op nie.
dis die oormatig, dis die vergrype. Jesus het dieselfde gesê, sy betaal die keiser wat hom toekom. Jesus het nie, toe hy die lig was, het hy nie hierdie goed gerepeteer of teen Johannes gegaan nie. Teendeel. Moenie meer invorder. Paulus het die slawe vrygespreek, hy het sê vir die slawe, wees die beste slaaf van die huis. En daarmee het hy nie die slawe goedgekeur nie, maar hy wil nie politieke oproer gemaak het, he, want ons het mense nodig, ons het 'n stabiele samelewing nodig om te kan funksioneer. Die proses het self gegaan en ons tyd is genadiglik die slawe vrygemaak en losgemaak. Die laaste enetjie wat ek vir julle wil sê, ook die soldate, nou kan ons hierdie groot fights in Iran, ook die soldate, die oorlog. Wat moet ons doen? Dood eenvoudig antwoord, hierdie heenwyser na die lig, wat hy eers besef het hoe lig hy is in God, en dat Jesus al klaar van geboorte af in hom ook was. Moet van niemand deur geweld of valse aanklag, ek lees dit vir, ekskuus my oor speel op parte, moet van niemand deur geweld of valse aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Moet van niemand, soldate, ons sê nie, dat jy die weermag moet ontbind nie. Ons sê nie, jy moet jou werk bedank nie. Ons sê nie, jy moet ros nie. Maar moenie jou mag misbruik, om mense af te pers vir iets. Geweld gebruik, jou mag misbruik, om meer geld te kry nie. Of om iets te kry, wat jy graag wil hê nie. Wees tevrede. Doen jou werk, soldaat. Verdedig die land. Jy's deur die regering, ons wil niks eintlik met julle Romeine te doen hê nie, maar julle is hier. Wet in orde, maar moet dit nie misbruik. Dood eenvoudig. Hoe moeilik is die goed nou? En so vra ek jou, daag ek jou uit, om in jou eie lewe eenvoudig die Bybel te lees. Los al die stories, ons het al hierdie stemme. Ja, dat is 'n stem wat ons moet hoor en sê wat Jesus sê, ek is die lig. Ek is die brood wat lewe gee, ek is die lig in die duisternis. Daarmee sê ons, die donker kan nie uitgewis word nie. En daar waar jy op die hakskeen loop, in die slipstream, daar waar jy naboots, kan lig nie uitgedoof word nie. En dit sê, ons staan nie in foto's neem, terwyl 'n fight aan die gang is nie. Ons beoefen, wat lig in hierdie wêreld moet doen. Amen. Ons het die lied wat ons gaan sing, en terwyl van die tyd, wil ek hê, ons gaan hom sommer net sing, lig uit die wêreld. Louis Brits het geskrywe, lig in die wêreld, vir die wêreld. Ek wil sommer net bid, Here God, sommer net in my hart nou, hier's mense wat hier sit en wonder waar en hoe moet hulle regmaak en word dalk te groot. In die naam van die Here Jesus, maak dit eenvoudig. O Gees van God, eenvoudig. U het eenvoudige waarhede tuis gebring. Ons maak dit so moeilik in hierdie land en omgewing, in duisternis waar ons leef. Dis eenvoudig, die kleinste liggie maak lig, grootste lig maak meer lig. Elkeen bring lig. Mag dit so wees vir elkeen van ons. Mag dit so wees. Soms in elkeen se situasies. En daar waar ons besluite moet neem, as ons sê liefde, maar in sy volheid, laat ons die woord lees, dat ons saam dink, dat ons met mekaar praat, bemoedig, laat ons lig so leef, dat mense kan sê, daar is liefde in sy volheid. Nie net 'n afgesaagde stelling, en dat ons inspirerend in mense se lewens kan inwerk, soos wat U gedoen het oor tyd heen, en dat ons hier kan wees volgende. In U, gebind aan U wat ook die brood is, wat ons reeds geëet het, en gereeld daarin met die nagmaals herinner word. In die naam
Amen. Kom ons staan, ons sing ons. Maak ons oë oop as ons die nag inkyk, wys ons die hoop wat duisternis laat wyk. Gee ons nuwe woord waarmee ons wyd kan loop, week ons met waarheid, breek ons breekers oop. Lig vir die wêreld, kom skyn hier ons, skyn in die donker, met liefde wat verloor. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vir ons, o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Hier ontmoet ons, hier woon in ons lofgesang. U is die rykdom waarna ons verlang. As die lig ons lei, ons na die wêreld stuur, sien ons met volheid, vul ons met u vuur. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vir ons, o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Kom Jesus skyn, laat donker verdwyn, skyn in die nag, laat breek die dag. Kom Jesus skyn, laat donker verdwyn, skyn in die nag, laat breek die dag. Vader, salf ons oor, raak ons met deernis aan. Ons wil u hart vir verlorenes verstaan. Laat ons u wyn en melk neem vir die sonde geld, en lewensbloed vir hul wat dit nie kan koop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons, skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons, o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons.
ontvang die seën van die Here en ek gaan dit vir julle weer lees, Johannes 1 vers 12. Maar aan almal wat hom aangeneem het, gekoppel is, nee, die wat aan hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is uit God gebore. Daarom gemeente, vriende, donker kan lig nie uitdoof nie. Ook nie vir jou wat in Jesus is nie. Volg sy akskene. Loop Jesus se loop. Vrede vir jou, vir julle. Amen. Mag julle 'n dag vol lig beleef, nee, vol lig, vrede.